Goeiedag jaar 2. Lees julle leerpapier vir PSB, kwartaal 4. Die datum van die vraestel is die 11de November. Baie sterkte met julle studies. Groepsdruk kan jou beïnvloed om negatiewe goed te doen, soos byvoorbeeld alkohol en dwelmmisbruik, om misdade te pleeg, ongesonde seksuele gedrag, boelie van ander leerders, opstandig optree, disrespek teenoor ander en om nie skool by te woon nie, of nie deel te neem aan skoolaktiwiteite nie. Die verskil tussen goedere en dienste. Goedere is tasbare items wat jy kan sien, aanraak en besit. Dis fisiese produkte wat geproduseer, verkoop en verbruik word. Voorbeelde hiervan is kos, klere, elektronika en meubels. Dienste, aan die ander kant, is onaantastbare aktiwiteite, hou voordele wat een party aan 'n ander bied. Hulle kan nie fisies besit word nie en word tipies net ervaar. Byvoorbeeld gesondheidsorgdienste, onderwysdienste en vervoerdienste of vermaaklikheidsdienste. Herwinning, hergebruik en e-afval. Jy moet die verskil ken tussen herwinning en hergebruik en voorbeelde van elk. Herwinning behels die verwerking van materiaal van ou produkte om nuwe goedere te skep. Dit help om afval te verminder en natuurlike hulpbronne te bewaar. Voorbeelde sluit in plastiekbottels wat nuwe houers verander word, die herwinning van papier om nuwe papierprodukte te vervaardig. Hergebruik, dit beteken om nuwe maniere te vind om items te gebruik in plaas daarvan om dit weg te gooi. Dit kan die volgende insluit: gebruik glasflesse vir berging, skenk klere of huishoudelike items aan liefdadigheidsorganisasies in plaas daarvan om dit weg te gooi. Beide herwinning en hergebruik help om die behoeftes en begeertes te bevredig deur hulpbronne te verskaf, terwyl die omgewingsimpak tot 'n minimum beperk word. Hulle moedig volhoubare praktyke aan en kan ook geld spaar deur die lewensduur van goedere te verleng. Wat is e-afval? E-afval of elektroniese afval verwys na weggegooide elektriese of elektroniese toestelle. Dit sluit items soos ou rekenaars, slimfone, televisies en batterye in. Na mate tegnologie vorder, vervang baie mense hul toestelle met nuwer modelle, wat lei tot 'n toename in e-afval. Watter eienskappe het 'n entrepreneur? Motivering. Jy is van nature gemotiveerd, jy werk hard om jou onderneming van die grond af te kry en alles te doen om jou drome te laat waar word. Passie. Jy is geneig om meer gedryf te word deur 'n passie vir jou aanbod, sowel as 'n begeerte om 'n verskil te maak. Visie. Jy het 'n duidelike visie oor wat jy wil bereik, hoe jy jou doelwitte kan bereik en wie jy aan jou kant nodig het om jou doelwitte te bereik. Vertroue. Jy is vol vertroue in jouself en die produkte of dienste wat jy verkoop. Besluitneming. Jy het nie net goeie besluitnemingsvaardighede nie, maar het ook die vermoë om daardie besluite vinnig te neem om te verhoed dat jy geleenthede misloop. Innovasie. Jy weet innovasie is die sleutel om 'n maatskappy vorentoe te laat beweeg en sy reeks produkte en dienste vars te hou. Jy kan nuwe goedere en dienste identifiseer om te verkoop, ook bestaande aanbiedinge verbeter en nuwe maniere vind om dit te verbeter. Neem risiko's. Om 'n risikonemer te wees, kan jou help om sukses te vind. Nuuskierigheid. Hierdie eienskap help jou om die toekoms wat en hoe uit te vind en 'n suksesvolle besigheid te bestuur. Volharding is een van die bepalende kenmerke van entrepreneurskap. Wanneer jy misluk, beteken dit dat jy nie moet opgee nie, maar eerder die ervaring beskou as 'n geleentheid om uit te vind wat verkeerd geloop het en hoe om foute in die volgende poging te vermy. Leierskap. Daar word gesê dat 'n entrepreneur 'n natuurlik gebore leier is. Hulle het 'n intuïtiewe gevoel vir die bestuur van mense. Mense en plekke.
Ken die verskil tussen landelike en stedelike nedersettings, weet wat is 'n landmerk en weet wat die grondwetlike regte en verantwoordelikhede is. Waar mense woon. Mense kies om hulle in plekke te vestig wat tipies om ekonomiese redes soos die kwaliteit van behuising en lewenskoste draai. Goeie lewensomstandighede is een van die belangrikste faktore in mense se lewens. Mense woon in baie verskillende soorte plekke en huise. Die belangrikste dinge wat vir mense saak maak, sluit in 'n mengsel van behuisingskoste, nabyheid aan familie, nabyheid aan waar hulle werk en die basiese dienste wat in die gemeenskap benodig word. Daar is 2 tipes nedersettings waar mense woon. Platteland is landelike gebiede wat nie in dorpe of stede is nie. Hulle is dikwels landbou of landbougebiede. 'n Landelike gebied se bevolkingsdigtheid is baie laag. Stedelik. 'n Stedelike nedersetting is 'n digbevolkte gebied wat meestal mensgemaakte strukture het, wat al 'n samelewing se administratiewe, kulturele, residensiële en godsdienstige funksies bevat. Mense woon in verskillende tipes behuising. 'n Terrashuis, 'n losstaande huis, karavaan, woonstelle, 'n shack of hutte. Basiese dienste benodig in 'n gemeenskap. Die belangrikste plaaslike regeringspligte sluit in die verskaffing van basiese dienste soos behuising, onderwys, gesondheidsorg, maatskaplike welsyn, vervoer, elektrisiteit, water en sanitasie en vullis. Gemeenskap is 'n groep mense wat aan mekaar verbind is deur waar hulle woon of die belangstellings wat hulle het. Ander tipes gemeenskapsdienste sluit in skool, hospitaal, kerk, bank, poskantoor, polisiestasie, biblioteek, supermarkte, volstasie, apteke. Onderhandelingsvaardighede, groepsdruk. Moenie onbeskof teenoor die ander persoon wees nie, bly kalm. Moenie vir die ander persoon vertel wat hulle moet of nie moet doen nie. Moenie skree nie. Sê jy wil vriende bly, maar kan nie instem tot wat die vriend van jou vra om te doen nie. Dink aan die onenigheid en hoe jy daaroor voel. Maak beurte om te praat en luister na mekaar se standpunt. Dink aan verskeie oplossings. Ekonomiese faktore wat persoonlike dieet beïnvloed. Jy eet kos wat jy en jou gesin kan bekostig om te koop. Ongesonde koskeuses is baie goedkoper as gesonde keuses. Gesonde eetgewoontes. Eet gereeld maaltye indien moontlik. Eet 3 maaltye per dag. Eet elke dag kos uit al die voedselgroepe. Weet hoeveel 'n porsie grootte is en hoeveel porsies van elke voedselgroep jy per dag moet eet. Eet gesonde versnapperings. Moenie maaltye oorslaan nie. Vermy om te veel soetdrankies te drink. Ek drink water. Inkomste en uitgawes. Inkomste, die geld wat 'n individu of 'n besigheid ontvang in ruil vir die verskaffing van goedere of dienste deur kapitaal te belê. Voorbeelde is 'n salaris, huurinkomste of rente-inkomste. Uitgawes, geld wat iets jou kos of wat jy moet spandeer om iets te doen, byvoorbeeld reiskoste, skoolgeld, kosuitgawes en mediese fooie. Entrepreneuriese eienskappe versus entrepreneuriese vaardighede. Ken die verskil tussen die twee en noem 'n voorbeeld van elk. Entrepreneuriese eienskappe teenoor entrepreneursvaardighede. Entrepreneuriese eienskappe, dit is 'n persoonlikheidseienskappe of eienskappe wat entrepreneurs dikwels besit. Hulle is tipies aangebore of ontwikkel oor tyd deur ervarings. Voorbeelde is kreatiwiteit, risikoneming, vasberadenheid, passie en aanpasbaarheid. Entrepreneuriese vaardighede. Dit is spesifieke vermoëns wat deur oefening en opvoeding aangeleer en verbeter kan word. Dit is instrumente wat entrepreneurs gebruik om hul idees in suksesvolle besighede te omskep. Voorbeelde is finansiële bestuur,
bemarking, kommunikasie, probleemoplossing en tydsbestuur. Voorbeelde van entrepreneursvaardighede. Kommunikasie. Stel jou voor dat jy tuisgemaakte armbande by 'n skoolbeurs verkoop. Jy moet duidelik aan kliënte verduidelik hoekom jou armbande spesiaal en die moeite werd is om te koop. Probleemoplossing. Kom ons sê jy bestuur 'n limonadestalletjie en jy het nie meer koppies nie. Jy moet vinnig aan 'n oplossing dink, soos om papierkoppies van die huis af te gebruik of hervullings teen 'n afslag aan te bied. Tydsbestuur. As jy na skool kinders oppas, moet jy jou tyd balanseer tussen die kinders dophou, help met huiswerk en versnaperinge voorberei. Finansiële bestuur. Wanneer jy 'n klasfondsinsameling reël, moet jy tred hou met hoeveel geld jy ingesamel en bestee het om te weet of jy jou doelwitte bereik. Bemarking. As jy skooltalentvertoning promoveer, moet jy opvallende plakkate skep en sosiale media gebruik om mense opgewonde te maak om dit by te woon. Tipes emosionele mishandeling. Om 'n kind voortdurend te ignoreer of te verwerp. Om 'n kind fisies of sosiaal te isoleer. Om 'n kind aan gesinsgeweld bloot te stel. Om voortdurend 'n kind te kritiseer, verneder of blameer. Gedurig die kind te vloek en op hom of haar te skree. Om 'n kind anders te laat voel as ander familielede. Boelie, terg, beledig of verkleineer 'n kind. Weerhou van liefde, ondersteuning of lof en aandag aan 'n kind.